Wat is die afgesonderde gees? Wanneer ons deeglik gaan ondersoek instel na die hoofstroom Christendom, vind ons dat soveel van die mees geliefde doktrines daarvan, byvoorbeeld die onsterflike siel, die drie-eenheid en baba besprinkeling, eenvoudig glad nie in die ganse skrif te finde is nie. Wanneer 'n mens vandag kyk na watter leer uit alle doktrines definieer wat 'n Christen is, vind jy dus die leer van die drie-eenheid. As 'n feit definieer die hoofstroom Christendom offisieel 'n kultus of 'n groep in die drie-eenheid glo of nie. Nogtans sal jy die term drie-eenheid nêrens in die skrif vind nie. Almagtige Jahweh beskryf homself nooit as 'n drie-eenheid nie. Die feit is dat, selfs terwyl byna elke Christen op aarde beweer dat hulle in 'n drie-eenheid glo, die reine waarheid is die meeste van hulle kan nie naastenby verduidelik wat die drie-eenheidsleer is nie. Die meeste mense glo dat die drie-eenheid die meervoudigheid aandui van drie Elohim of gode, nogtans is die drie-eenheid presies die teenoorgestelde. Dit is nie die bewering dat daar drie aparte, uitsonderlike Elohim of gode bestaan nie, naamlik die Vader, die Seun en die afgesonderde Gees. Maar eintlik verklaar die leer van die drie-eenheid dat daar slegs een Elohim of God is, wat bestaan uit drie aparte karaktereienskappe, wat hulle hypostase noem. Sien asseblief die aanhaling hieronder vanuit die Catholic Encyclopedia, waaruit hierdie valsheid in die Christendom ontstaan het, deur die keiser Konstantyn die Grote, en ek quoteer, "The dogma of the Trinity. The Trinity is the term employed to signify the central doctrine of the Christian religion, the truth that in the unity of the Godhead there are three persons, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Thus, in the words of the Athanasian Creed, the Father is God, the Son is God, and the Holy Spirit is God, and yet there are not three gods but one God." Einde van quotering. Hulle sê dat die drie se funksie uitsonderlik en apart van mekaar bestaan en nogtans ook steeds een wese is. Die voorbeeld van die son word ook as voorbeeld gebruik om die drie-eenheid te verduidelik. Hulle verklaar dat daar die son self is, en dan die helderheid van die son, en dan die strale van die son, maar ons weet duidelik dat daar net een son is. Dus, indien 'n persoon hierdie onskriftuurlike leer van die drie-eenheid gaan glo, dan glo hulle daar is slegs een El of God in die hemel, en hulle verwerp die duidelike skriftuurlike mandaat van 'n Vader en 'n Seun in die Jahweh-familie. Noem die skrif die verwerping van twee wesens in die Elohim-familie, naamlik Jahweh die Vader en Yahshua die Seun, die gees van die anti-Mashiach? 2 Johannes 1 vers 7 tot 11 lees as volg. Want baie verleiers het in die wêreld ingekom, die wat nie bely dat Yahshua die Mashiach in die vlees gekom het nie. Dit is die verleier en die anti-Mashiach. Wees op julle hoede, dat ons nie verloor wat ons deur arbeid verkry het nie, maar 'n volle loon ontvang. Elkeen wat 'n oortreder is en nie bly in die leer van die Mashiach nie, hy het Elohim nie. Wie in die leer van die Mashiach bly, hy het die Vader sowel as die Seun. As iemand na julle kom en hierdie leer nie bring nie, ontvang hom nie in die huis nie en groet hom nie. Want die een wat hom groet, het gemeenskap aan sy bose werke. Einde van quotering. Die drie-eenheidsleer word nêrens in die skrif gevind of gestaaf nie, en dit verwerp die bestaan van twee wesens in die Elohim-familie. Yahweh is die Skepper se familienaam,
En wanneer 'n gelowige in verbond tree met Vader Jahwe en sy Gees ontvang en aangeneem word in sy familie in en so 'n letterlike kind van Jahwe word hy of sy onderdompel deur die doop in die familienaam van Jahwe in. Majesteit Jahwe is die vader van sy familie en hy brei sy familie uit deur geesgebore kinders te verwek wat opgewek sal word met die opstanding indien hulle getrou bly tot die dood toe. Die drie-eenheidsleer negeer heeltemal die konsep van die Jahwe-familie en dit negeer ook sy meesterplan van die aanneming van ware gelowiges in sy familie in deur die nuwe verbond van die gestorte bloed van Joshua sy seun. So, as die drie-eenheidsleer nie in die skrif te finde is nie, waar kom dit dan vandaan? In die 4de eeu na Messias was daar 'n bose keiser gewees genaamd Konstantin, wat 'n droom gehad het voor 'n groot geveg van 'n kruis in die son, en toe die stryd gewen het en agterna beweer het dat hy 'n Christen geword het. Hy het egter in plaas daarvan om te bekeer van afgodery, paganisme en sonde, eintlik sy heidense oortuigings gesin kritiseer, oftewel laat saamsmelt met sy nuutgevonde Christelike oortuigings. Kyk gerus na die volgende aanhaling hieronder vanuit Gibbons se boek Triumph of Christendom, wat Konstantin gedoen het nadat hy 'n Christen geword het. Ek quoteer: Constantine's religious devotion was peculiarly directed towards the genius of the sun, and he was pleased to be represented with the symbols of the god of light and poetry. The unerring shafts of that deity, the brightness of his eyes, seemed to point him out as the patron of a young hero. The altars of Apollo were crowned with the votive offerings of Constantine, and the credulous multitude were taught to believe that the emperor was permitted to behold with mortal eyes the visible majesty of their tutelary deity. The sun was universally celebrated as the invincible guide and protector of Constantine. Einde van quotering. Dit is duidelik dat Konstantin nooit 'n ware gelowige in Joshua die Messias was nie, en dat hy nooit werklik bekeer het van sy sondes en paganisme nie, en dat hy nooit gedoop was in die naam van Joshua die Messias nie. Hy het egter eenvoudig sy heidense gebruike gekombineer met sommige van die nuwe gebruike en so 'n nuwe godsdiens gevorm wat hy Christenskap genoem het. Daar moet ook opgelet word dat Konstantin na sy sogenaamde ommekeer sy eie seun en vrou vermoor het. In die jaar 324 na Messias het Konstantin 'n konferensie gehad met alle biskoppe in die ryk om hierdie nuwe Christendom te verenig en amptelik sy heidense ketterye in te bring as die amptelike leer van die Romeinse ryk. Dit is onder andere waar die Kersfeesviering op 25 Desember ontstaan het. 24 en 25 Desember is die tyd van die heidense Saturnalia en is 'n demonies geïnspireerde heidense fees gevul met dronkenskap en seksuele perversiteit. En dit was nie die geboortetyd van die Messias nie, maar slegs 'n heidense vermomming. Dit was gedurende hierdie konferensie dat 'n man genaamd Arias vorendag gekom het met 'n doktrine dat Joshua nie vooraf bestaan het nie en dat hy ook nie die ewige seun van Jahwe was nie, maar eenvoudig net 'n geskape mens. Dit is wat teweeggebring was deur Konstantin en sy lakai biskoppe om op te kom met die drie-eenheidsleer, waarin die einste bestaan van Joshua die gesalfde een verwerp word en geëis word dat Elohim een wese is met 3 uitsonderlike persoonlikhede of funksies. En alhoewel dit is waar die drie-eenheidsleer vermeng het met Konstantin se Christendom,
is dit 'n welbekende feit dat baie eertydse heidense kulture sekere forme van die drie-eenheid aangeneem het vir hulle drie-enige afgodaanbidding. Die Hindoes het 'n heidense drie-eenheid gehad genaamd Brahma, Shiva en Vishnu. Die Egiptenare het Osiris, Horus en Isis gehad, en die Babyloniese drie-eenheid het bestaan uit Nimrod, Semiramis en Tammuz. Argeologiese ekspedisies in eertydse Mesopotamië het die oudste kultiese heidense drie-eenheid onthul van die kultuur van die Sumeriërs, wat gefloreer het meer as 4000 jaar gelede. Hoewel Sumerië eerstens omvergewerp was deur Assirië en toe deur Babylon, het hul gode voortgeleef in die kulture van diegene wat oorwin het. Die geskiedkundige S.H. Hoek vertel in besonderheid van die eertydse Sumeriese drie-eenheid. Anu was die primêre god van die hemel, die Vader, en die koning van die gode. Enlil, die windgod, was die god van die aarde en 'n skeppergod. En Enki was die god van waters en die heer van wysheid. Die geskiedkundige H.W.F. Sachs verduidelik dat die Babyloniese drie-eenheid bestaan het uit 3 gode van basiese gelyke rang, wie se interverhouding van die kern van hulle natuur was. Die vroeë gelowiges het nooit geglo in hierdie valsheid van Konstantyn nie, en hulle het altyd geglo dat daar 2 ewige wesens was, naamlik Jahwe die Vader in die hemel, en Yeshua sy seun wat volkome vlees kom word het, om vir hul sondes te kom sterf. Hulle het nooit geglo dat die Vader en die Seun dieselfde wese was nie, maar het hulle duidelik onderskei as 2 uitsonderlike wesens wat verenig, Echad in Hebreëus was, deur die een afgesonderde gees. Hulle het ook geglo dat Yeshua 'n magtige een was, onder die opperste gesag van die Vader, sien Johannes 14 vers 28. Nou dat ons dus onweerlegbaar kan bewys dat die lering van die drie-eenheid nie gevonde is op die skriftuurlike teks nie, maar eintlik gewortel was in die heidendom, laat ons kyk na die bestaan van die Heilige Gees, oftewel afgesonderde Gees, die Ruach HaKodesh, en presies sien watter rol die afgesonderde Gees vervul in die skrif, sowel as in die meesterplan van Elohim. Is die afgesonderde Gees 'n uitsonderlike wese met vrye wil, soos Jahwe die Vader en Yeshua die Seun? Ons lees in Genesis 1 vers 2, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was oor die oppervlakte van die bruisende diepte, en die Gees van Elohim het gesweef oor die oppervlakte van die waters. Genesis 6 vers 3, die eerste gedeelte. Toe sê Jahwe, my Gees sal nie vir ewig in die mens heers nie. Jesaja 11 vers 2. En op hom sal die Gees van Jahwe rus, die Gees van wysheid en verstand, die Gees van raad en sterkte, die Gees van kennis en van die vrees van Jahwe. Jesaja 42 vers 1. Daar is my knegg wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my siel 'n welbehae het. Ek het my Gees op hom gelê, hy sal die reg na die nasies uitbring. Jesaja 61 vers 1, die eerste gedeelte. Die Gees van die Meester Jahwe is op my. Jesegiel 36 vers 27. En ek sal my Gees in jul binneste gee, en sal maak dat julle in my insettinge wandel en my verordeninge onderhou en doen. Jesegiel 39 vers 29. En ek sal my aangesig nie meer vir hulle verberg nie, omdat ek my Gees oor die huis van Israel uitgegiet het, sê die Meester Jahwe. Lukas 1 vers 15. Want hy sal groot wees voor Jahwe,
en wyn en sterk drank sal hy nooit drink nie, en hy sal vervul word met die afgesonderde gees reeds van die skoot van sy moeder af. Lukas 1 vers 35. En die boodskapper antwoord en sê vir haar, die afgesonderde gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die afgesonderde wat gebore word, seun van Elohim genoem word. Lukas 1 vers 67. En Zecharia, sy vader, is vervul met die afgesonderde gees en het geprofeteer. Lukas 11 vers 13. As julle dan wat sleg is, weet om goeie gawes aan julle kinders te gee, hoeveel te meer sal die hemelse Vader die afgesonderde gees gee aan die wat hom bid? Johannes 20 vers 22. En nadat hy dit gesê het, blaas hy op hulle en sê vir hulle, ontvang die afgesonderde gees. Handelinge 1 vers 5. Want Johanan, Johannes, het wel met water gedoop, maar julle sal met die afgesonderde gees gedoop word nie lank na hierdie dae nie. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die afgesonderde gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Jehuda en Shomeron en tot aan die uiterste van die aarde. Handelinge 4 vers 8. Daarop sê Kefa, vervul met die afgesonderde gees aan hulle, owerstes van die volk en ouderlinge van Israel. Handelinge 4 vers 31. En toe hulle gebid het, is die plek geskit waar hulle saam was, en hulle is almal vervul met die afgesonderde gees en het die woord van Elohim met vrymoedigheid gepraat. Handelinge 15 vers 8. En Elohim wat die harte ken, het vir hulle getuienis gegee deur aan hulle die afgesonderde gees te skenk, net soos aan ons. 2 Korintiërs 1 vers 22. Wat ons ook verseël het en die gees as onderpand in ons harte gegee het. Matteus 3 vers 11. Ek doop julle wel met water tot bekering, maar hy wat na my kom, is sterker as ek, wie se skoene ek nie waardig is om aan te dra nie. Hy sal julle doop met die afgesonderde gees en met vuur. Johannes 1 vers 33. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die afgesonderde gees doop. Handelinge 2 vers 38. En Kefa sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yeshua die Messias, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die afgesonderde gees ontvang. Handelinge 10 vers 38. Met betrekking tot Yeshua van Nazaret, hoe Elohim hom gesalf het met die afgesonderde gees en met krag. Handelinge 10 vers 44. En toe Kefa nog besig was om hierdie woorde te praat, het die afgesonderde gees op almal geval wat die woord gehoor het. Handelinge 10 vers 45. En die gelowiges uit die besnydenis, almal wat saam met Kefa gekom het, was verbaas dat die gawe van die afgesonderde gees ook op die heidene uitgestort is. 1 Petrus 1 vers 5. Wat in die krag van Elohim bewaar word deur die geloof tot die verlossing wat gereed is om geopenbaar te word in die laaste tyd. Einde van quoterings. Indien jy eerlik is met jouself, dan is daar absoluut niks in enige van die vele gegewe voorbeelde uit die skrif hierbo, wat jou sal laat dink dat die afgesonderde gees 'n uitsonderlike wese apart van Majesteit Jahwe is, met 'n eie vrye wil nie. Die afgesonderde gees in die skrif is baie duidelik gedefinieer as die wonderlike krag van Majesteit Jahwe.
Dit is die einste gedagtegang van Vader Yahweh en Aleph Tav Yahshua en wat hulle maak, dink en liefhê en werk, verenig as eenheid of echad, maar nêrens in die ganse skrif word die afgesonderde gees gedefinieer as 'n aparte entiteit of persoon van Vader Yahweh of Yahshua nie. Kyk gerus na die volgende aanhaling uit die New Catholic Encyclopedia, bladsy 574, aangaande die afgesonderde gees. Ek quoteer: Very rarely do the Old Testament writers attribute to God's Spirit emotions or intellectual activity. When such expressions are used, they are mere figures of speech that are explained by the fact that the Spirit was regarded also as the seat of intellectual acts and feeling. Neither is there found in rabbinical literature the notion that God's Spirit is an intermediary being between God and the world. Einde van quotering. Die idee dat die afgesonderde gees 'n uitsonderlike persoon apart van Majesteit Yahweh is, was nie in die dinkproses gewees van die eertydse Israeliete nie. Nêrens in die Ou Testament of Tanach sien ons ooit 'n verbondsgelowige Israeliet of enige profeet praat met die afgesonderde gees of dat dit as 'n uitsonderlike wese apart van Majesteit Yahweh erken was nie. Kyk gerus na die volgende skrifgedeeltes wat bewys dat die afgesonderde gees nie 'n persoon is nie. Ons lees in Sagaria 4 vers 6 as volg: Toe antwoord hy en sê vir my, dit is die woord van Yahweh aan Zerubbabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê Yahweh van die leerskare. Handelinge 10 vers 38, met betrekking tot Yahshua van Nazaret, hoe Elohim hom gesalf het met die afgesonderde gees en met krag. Hy het die land deurgegaan, goed gedoen en almal genees wat onder die mag van die duiwel was, omdat Elohim met hom was. Einde van quoterings. Die afgesonderde gees is die wonderlike, verbasende krag van Majesteit Yahweh. Ons lees in Jesaja 11 vers 2 as volg: En op hom sal die gees van Yahweh rus, die gees van wysheid en verstand, die gees van raad en sterkte, die gees van kennis en van die vrees van Yahweh. Einde van quotering. Die afgesonderde gees is ook die gees van wysheid en verstand en raad en krag van Majesteit Yahweh, maar nie uitsonderlik en apart van hom nie. Handelinge 2 vers 38 quoteer, en Kefas sê vir hulle, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Yahshua die Messias, tot vergewing van sondes, en julle sal die gawe van die afgesonderde gees ontvang. Einde van quotering. Die afgesonderde gees is nie 'n persoon nie, maar 'n gawe van die werklike krag van Elohim wat 'n persoon kan ontvang. 2 Timoteus 1 vers 6 quoteer, om hierdie rede herinner ek jou daaraan om die bedieningsgawe van Elohim aan te wakker wat in jou is, deur die oplegging van my hande. Einde van quotering. Die afgesonderde gees moet aangewakker word, en dit is nie terminologie wat 'n persoon sou beskryf nie. 1 Tessalonisense 5 vers 19 verklaar, blus die gees nie uit nie. Die afgesonderde gees kan uitgeblus word, maar 'n persoon kan nie uitgeblus word nie. Titus 3 vers 5 verklaar, hy het ons lewe gegee, nie op grond van die dade van onpartydige opregtheid wat ons gedoen het nie, maar deur sy eie liefde, deur die wassing van die geboorte wat van bo af is, en deur die vernuwing van die gees wat afgesonderd is, die een wat hy oorvloediglik oor ons uitgestort het, deur Yahshua die gesalfde een, ons lewegewer.
Die afgesonderde gees moet aangewakker en uitgestort word, dus kan dit nie spreek van 'n persoon nie. Romeine 8 vers 9. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees, as naamlik die gees van Jahwe in julle woon. Maar as iemand die gees van die Messias nie het nie, diegene behoort nie aan hom nie. Die afgesonderde gees is die geboortekrag van Majesteit Jahwe, maar nie 'n persoon nie. Efesiërs 1 vers 13 tot 14. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die goeie nuus van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die afgesonderde gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy voortreffelikheid. Tydens bekering, oftewel teshuva in die Hebreëus, en doop deur onderdompeling en die handoplegging van 'n ware geordende ouderling van Majesteit Jahwe, ontvang 'n persoon 'n afbetaling of deposito, 'n onderpand van die afgesonderde gees. Dit kan weer eens nie verwys na 'n persoon nie. Het die apostel Paulus geglo dat die afgesonderde gees 'n aparte persoon was van Jahwe die Vader, as ook 'n derde party van 'n drie-eenheid? Kom ons kyk. 1 Korintiërs 1 vers 3 tot 4 verklaar: Guns vir julle en vrede van Elohim ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. Ek dank my Elohim altyd oor julle vir die guns van Elohim wat aan julle in die Messias Yeshua gegee is. 2 Korintiërs 1 vers 2 tot 3. Guns vir julle en vrede van Elohim ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. Geseënd is die Elohim en Vader van ons Meester, Yeshua die Messias, die Vader van ontferminge en die Elohim van alle vertroosting. Galasiërs 1 vers 3 tot 4. Guns vir julle en vrede van Elohim die Vader en ons Meester, Yeshua die Messias, wat homself gegee het vir ons sondes, sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld, volgens die wil van ons Elohim en Vader. Efesiërs 1 vers 2 tot 3. Guns vir julle en vrede van Elohim, ons Vader, en die Meester, Yeshua die Messias. Geseënd is die Elohim en Vader van ons Meester, Yeshua die Messias, wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in die Messias. Filippense 1 vers 2. Guns vir julle en vrede van Elohim ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. Kolossense 1 vers 2 tot 3. Aan die afgesonderde en gelowige broers in die Messias wat in Kolosse is, guns vir julle en vrede van Jahwe ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. Ons dank die Elohim en Vader van ons Meester, Yeshua die Messias, altyd as ons vir julle bid. 1 Tessalonisense 1 vers 1. Shaul en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense wat in Elohim die Vader en die Meester, Yeshua die Messias is. Guns vir julle en vrede van Elohim ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. 2 Tessalonisense 1 vers 1 tot 2. Shaul en Silvanus en Timotheus aan die gemeente van die Tessalonisense in Elohim ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. Guns vir julle en vrede van Elohim ons Vader en die Meester, Yeshua die Messias. Einde van quoterings. Paulus het meer Nuwe Testament geskrifte as enige ander disipel geskryf. Hy het Yeshua gesien en was persoonlik deur hom geleer vir 3 jaar. Hy het 'n geestelike insig in die guns van Elohim gehad, soos geen ander Nuwe Testament gelowige gehad het nie,
en nogtans in elke brief het hy geskryf deur te begin om Majesteit Jahwe die Vader en sy seun Yeshua die Messias aan te spreek en te dank. Daar word selfs nie eenmaal herkenning gegee aan 'n derde entiteit genaamd die afgesonderde Gees nie. Indien die afgesonderde Gees wel 'n aparte entiteit van 'n driesydige drie-eenheid was, dan sou dit mos ondenkbaar gewees het van die apostel Paulus, wat 14 briewe geskryf het, en nooit die afgesonderde Gees selfs eenmal gegroet het nie. Dink 'n bietjie daaroor. Dit is weer eens 'n duidelike en onomwonde bewys dat nog die apostels, nog die vroeë gelowiges gedink het dat die afgesonderde Gees 'n persoon was nie, maar hulle het geweet dat dit die wonderlike, voortreffelike krag en gedagtegang van Majesteit Jahwe was. Wat ook van groot belang is die feit dat die skrif duidelik Jahwe die Vader in die hemel openbaar as die Vader van Yeshua die Messias. Kyk gerus na die volgende teksgedeelte in Matteus. Ons lees in Matteus 1 vers 20 as volg. Maar terwyl hy dit in die gedagte gehad het, verskyn daar 'n boodskapper van Jahwe in 'n droom aan hom en sê: Josef, seun van Dawid, wees nie bevrees om Miriam, jou vrou, by jou te neem nie, want wat in haar verwek is uit die afgesonderde Gees. Lukas 1 vers 34 tot 35. Toe sê Miriam vir die boodskapper: Hoe kan dit wees aangesien ek geen man het nie? En die boodskapper antwoord en sê vir haar: Die afgesonderde Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal jou oorskadu. Daarom ook sal die afgesonderde wat gebore word, seun van Elohim genoem word. Einde van quoterings. Die bogenoemde skrifgedeeltes verklaar duidelik dat die afgesonderde Gees dit was wat die einste saad van Yeshua die gesalfde een gegenereer het in die moederskoot van Miriam. Indien die afgesonderde Gees dan 'n persoon was, dan sou dit die Vader gewees het van Yeshua en nie Majesteit Jahwe nie. Nogtans pas die bogenoemde skrifgedeelte perfek in met die verstand dat die afgesonderde Gees die krag en gedagtegang van Majesteit Jahwe is, met al die ander skrifgedeeltes wat eis dat Jahwe die Vader van Yeshua die Messias is. Ook hoor jy nooit in die geheel van die Nuwe Testament selfs een keer nie, dat Yeshua spreek van die afgesonderde Gees as 'n entiteit wat 'n aparte persoon van Majesteit Jahwe die Vader is nie. Wanneer ook al Yeshua gebid het met sy aangesig na die hemel gerig, het hy alleenlik tot die Vader gebid en nooit selfs eenmal direk gespreek tot die afgesonderde Gees nie. Ons lees in Matteus 6 vers 9, So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam afgesonder word. En dan Lukas 10 vers 21 tot 22. In dieselfde uur het Yeshua hom in die Gees verheug en gesê: Ek loof u, Vader, Meester van die hemel en die aarde, dat u hierdie dinge verberg het vir wyse en verstandige mense, en dit aan kindertjies geopenbaar het. Ja, Vader, want so was dit u welbehae. Alles is aan my oorgegee deur my Vader, en niemand weet wie die Seun is nie, behalwe die Vader, en wie die Vader is nie, behalwe die Seun, en hy aan wie die Seun dit wil openbaar. Einde van quotering. Het jy opgelet dat Yeshua nie alleenlik nooit tot die afgesonderde Gees gebid het nie, maar alleenlik Jahwe die Vader erken in gebed, maar ook wanneer hy gespreek het daarvan dat hy homself openbaar, verklaar hy dat niemand die Vader ken nie behalwe die Seun en aan wie die Seun mag begeer om die Vader te openbaar? Daar is weer eens geen melding van die afgesonderde Gees wat 'n persoon is nie, maar dit is altyd in die konteks daarvan dat dit die wonderlike krag
van Majesteit Jahwe is. Wel, dit is al wat ek vir u het vandag, mede-volksgenote, broers en susters. Hierdie was deel 1 van 'n 2-deel reeks. Kyk gerus uit volgende keer vir deel 2 van wat is die afgesonderde gees. Baie dankie vir die saamkyk. U is meer as welkom om vrymoedigheid te neem om hierdie video te deel met mede-volksgenote op watter ook al sosiale media platforms en so die waarheid van die Meester Yeshua en Majesteit Jahwe met ander te deel. As u ook meer agtergrond wil hê oor die identiteit van wie die Vader en die Seun is en waar die afgesonderde gees inpas, kyk gerus na die reeks wat ek gedoen het, naamlik ken jy die Vader en die Seun en is die Vader en die Seun gelyk? Geseënde dag vir elkeen.